Goeiedag, ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat gekom het bykans 2000 jaar terug, vir elke mens. En dit is vir my so belangrik as 'n mens daarna gaan kyk, ons lewe op aarde, en elkeen van ons moet seker vir onsself vra, wat is ons doel op aarde? Net soos wat jy 'n beplanning het, en jy sê, goed, ek is op laerskool, na watter hoërskool toe sal ek gaan? Of as ek op hoërskool is, wat gaan ek doen hierna? En selfs as jy by 'n sekere posisie het, en jy wil verhuis, waarheen verhuis jy? Dit is alles vrae wat ons vir onsself vra, in hierdie lewe, in die natuurlike. Maar dan moet ons seker vir onsself ook vra, wat gebeur met ons, as ons lewe klaarmaak op planeet aarde? En so dit is vir my baie belangrik, dat ons moet na hierdie werklikhede gaan kyk, en gaan kyk na die skrif, en dan is dit vir my so wonderlik as ons by die woord uitkom, en ek het dit ook nou weer gesê op 'n vorige keer, dat as 'n mens gaan kyk na die werklikheid van die Bybel, daar is soveel profeseë in die Ou Testament, wat dit onmoontlik maak, dat dit duisende jare voor dit moes plaasvind, verkondig is en geprofeteer is, en dit het presies so plaasgevind. Want dit is baie belangrik, dit is maar die werklikheid van die Ou Testament, of sê een van die werklikhede van die Ou Testament, is dat God het in Genesis 3 vers 15 vir die vrou gesê, vrou, jou saad sal sy kop vermorsel. En dan besef ons dat God het van die begin af het hy met 'n woord gewerk, en 'n woord is 'n saad. En dan besef ons dat God, toe hy die son wil gehad het, toe hy dit in wording gespreek. En daarom is dit deur hierdie Ou Testament is die werklikheid van Christus in wording gespreek. En want dit is hoe God skep, want hy skep met sy woord. En dis hoekom ons in die beeldnis van God is, en sy gelykenis, en dat God het dit in Christus kom herstel. En nou sit ons dat ons is weer beeldnis en gelykenis, en dit is hoekom die skrif ons waarsku. Pas op wat jy sê. Hy sê, lewe en dood lê in die mag van die tong. En dit is hoekom dit belangrik is, dat ons die regte werklikhede, positiewe skep, want met ons woorde skep ons lewe, of ons skep duisternis met ons mond. En dit is een van die grootste probleme wat ons het. Maar nou self, as ons na die woord gaan kyk van God, en ons gaan kyk na die werklikheid van die Bybel, en ons vra onsself die vraag af, hoe is dit dat daar oor 3000 verskillende denominasies is, wat dieselfde handboek gebruik? Nou, al wat ek net sê is, kom ons bly by die woord van God. As jy by die woord van God bly, dan sal jy nog steeds by die werklikheid uitkom, al begin jy in 'n onwerklikheid, of wat ook al. En selfs as jy gaan kyk, en jy begin in die Ou Testament lees, en jy sien, hy praat van, in daardie dag sal ek julle sondes verwyder, so ver as die ooste verwyder is van die weste. Micha skryf, en ek sal julle sondes en julle oortredinge nooit weer dink nie. En daar is soveel profeseë in die Ou Testament, wat vir ons absolute werklikheid wys van Jesus Christus, want alles het na Jesus Christus verwys. Ek wil nie nou in die skade weer ingaan nie, maar so as jy by die woord bly, maar die probleem wat ons het, is as ons begin uit onsself uitpraat, en dan besef ons dat 1 Johannes 5 vers 9 sê, hoe is dit dat julle getuienis van mense glo, maar julle glo nie wat God sê nie? En selfs ons het op vorige geleentheid, het ons daarna gekyk, wat die skrif vir ons sê, as julle by mekaar kom, Paulus sê dit, hy sê, as ek by julle kom, het ek nie na julle toe gekom met die voortreffelikheid van woorde en van menslike wysheid nie. Hy sê, maar in die betoning van gees en krag, en daarom het ek, as ek by julle kom, niks anders verkondig as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. So, selfs die Ou Testament het Paulus nie gekom nie, alhoewel hy uit dit uitkom, het hy gekom, en hy skryf in Filippense 3, hy sê, wat die wet betref, was hy onberispelik. Hy was uit die stam van Benjamin, hy was 'n Hebreër, hy was 'n Fariseer, al daardie werklikheid, hy het al daai goedjies getiek. Hy sê, maar ek het alles as drek beskou om Christus as wins te verkry. Mense, so baie belangrik, die oomblik as ons daai werklikheid vat,
sal ons by die werklikheid uitkom as ons die boodskap gaan lees van na die kruis. Nou skryf Paulus in 1 Tessalonisense 2 vers 13, hy sê, toe julle hierdie woord gehoor het, het julle dit nie aangeneem as 'n woord van 'n mens nie, maar vir wat dit werklik is. Hy sê, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. So wanneer ons na die Here toe kom en ons praat met hom, en dan moet ons na die skrif toe gaan, want daardeur sal God ons antwoord. Here, hoekom hierdie werklikheid? Here, wat van dit? Here, wat van dit? En dan sien ons die werklikhede. So, wat belangrik is, as ons gaan kyk na Genesis, die skepping, het God die mens geskape, gees, siel, liggaam. Die mens het geestelik gesterf. Dit is wat gebeur het, want hy het nog steeds kinders gehad in Genesis 4. So die mens het geestelik gesterf. En dit is wat God gesê het, want God is gees. En daarom het hy gesê, hy gaan die gees kom herstel, sodat ons weer kompleet kan wees, gees, siel en liggaam, soos wat God dit bedoel het in Genesis. Nou praat hy daaroor, en mense, ons is so, die natuurlike, die mense hou so baie van goed doen, dat ons wil selfs probeer om dit wat Christus gedoen het, beter te doen. Hy sê nee, hy sê hy het 'n volle werklikheid gedoen. Kom ons gaan kyk bietjie na Galasiërs 5. Ek wil vers 16 lees, maar kom ons begin so by vers 13. As ons mooi gaan kyk, Jesus het vir hulle gesê, Johannes 8 vers 32, ken die waarheid en die waarheid sal julle vrymaak. Mense, dit was my groot onwerklikheid waarin ek geleef het, is my goed het begin in mekaar val, en ek het met die Here gepraat, en ek het al harder, en ek het begin gee, en ek was naderhand moedeloos, en vir die Here gesê, hoe lank moet ek nog aangaan met dit? Jy sien, want ek het gesoek na vryheid, want dit is wat 'n mens wil hê, dit is wat elke mens wil hê, is 'n vryheid. En dan sien ons, dat Jesus kom en hy sê, ken die waarheid, en die waarheid sal jou vrymaak. So net die waarheid gaan jou vrymaak. Dan gaan hy verder, dan sê hy in Johannes 8 vers 36, dan profeteer hy, dan sê hy, en as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. En die Seun gaan kruis toe, en die Seun sterf aan die kruis, en hy bring daardie vryheid, en Galasiërs 5 vers 1 sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder 'n juk van diensbaarheid bring nie. Nou sien jy dan, moenie weer onder 'n juk van diensbaarheid bring nie. Met ander woord, dat jy nou weer probeer om die werk van Christus oor te doen, of te dink jy kan dit beter doen, of enigstens in werke van redding te kom. Romeine 11 vers 6 sê, as dit uit genade is, dan is dit nie uit die werke nie, want anders is genade nie, en werke nie. Mense, dit is baie belangrik dat ons kyk, dat ons moet absoluut berus in dit wat God gedoen het in Christus. Nou sê hy hier in vers 13, maar julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Moenie nou weer op 'n punt kom en sê, hoorie, nou het ek 'n vryheid, nou kan ek nou net aangaan met die natuurlike en doen wat ek wil nie. Nee, dit is nie 'n werklikheid, dit is glad nie 'n werklikheid nie, want jou vryheid gekom, en as die Seun jou vrygemaak het, hoe het die Seun jou vrygemaak? Dat God het almal in Christus gesit, Christus het vir almal gesterf, en hy het vir elke mens sy lewe gegee, sodat ek nou sy lewe het, en dat ek moet sy lewe leef. Weereens, ons staan met die gees en die vlees, die mens het vlees geword met die sondeval, en Christus het gekom en 'n einde daaraan gemaak, en God het 1 Korintiërs 2 vers 12, weer sy gees vir elke mens gegee. So, nou het ek gesit met 'n situasie waar ek het 'n kar, die kar het probleme gegee, soos die mense in die Ou Testament, al probeer hy, hoe hard kon hy nie by die werklikheid uitkom nie, maar God sê, ek gaan vir julle 'n nuwe kar gee, 'n nuwe werklikheid gee. Nou koop jy vir jou 'n nuwe kar, of jy kry 'n nuwe kar, nou ry jy mos nie meer met die ou kar nie, nou diens jy nie meer die ou kar nie. Dit is 'n beginsel wat ons verstaan, maar nou sit ons het hierdie werklikheid, ons was die vleesmens gewees, Christus het gekom, hy het 'n einde gemaak aan die vlees. Nou sê hy, nou het jy nie meer 'n lewe nie. En nou sê hy, maar hy wat die Seun het die lewe. So, die oomblik as jy die Seun, Jesus Christus, aanvaar as jou lewe, dan het jy weer 'n lewe.
Met ander woorde, jy dans weer herstel in die werklikheid gees, siel, liggaam. Nou, sy moenie weer met die vlees gaan bodder nie. Moenie weer betrokke raak by die vlees nie. En dis wat hy sê, gebruik nie die vryheid as aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Nou kom hy hier in die 16de vers, nou skryf Paulus vir hulle. Maar ek sê, dubbelpunt, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Wandel deur die gees. En dis hoekom ek baie keer sê, as Paulus in Romeine 7 praat, dan begin hy heel eerste, dan sê hy vir hulle, baie mense sê, Paulus self sê, dit wat ek wil doen, kan ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie. As ek daarna gaan kyk, want Paulus het presies gesê, hy het gesê, moenie na die vlees gaan kyk nie, moenie weer met die vlees betrokke raak nie. Hy sê, wandel deur die gees. En dit is wat hy sê, hy begin met die hele gedeelte Romeine 5, en Romeine 6 sê hy, ek het gesterf, ek leef nie meer nie. En sê hy, dat julle is nie meer onder die wet nie. Nou kom hy in Romeine 7, dan sê hy, ek praat nou met mense wat die wet ken, want die wet heers oor die mens so lank as hy lewe. Maar hy het mos nou net vir jou gesê, jy leef nie meer nie. So met ander woorde, hy sê, jy's nou in die gees. Hy sê, as 'n vrou nou 'n man gehad het en die man het gesterf, dan is sy vry om 'n ander man te neem. Dit is die aanloop, Romeine 7 na Romeine 8, wat hy oor die gees praat, ons gaan nou daarby uitkom. Maar dis 'n aanloop daarin, hy sê, nou het julle die ou vlees afgesterf, en die vrou is nou welkom, sy kan nou weer 'n ander mansin word, naamlik gees. En dit is hoekom God in Christus sy gees op ons uitgestort het. Hy sê, en as jy dit aanvaar, dan sê hy 1 Korintiërs 6 vers 17, is ons nou weer een gees met God. So nou sê hy hier, wandel deur die gees, kry jou fokus op die gees, dan sê hy, julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Want die werke van die vlees is openbaar, hoerery, oorspel, onreinheid, towery, toornigheid, al daai goede. Jy sien, met ander woorde mense, dis so belangrik. Ek sê altyd, as jy met geel vers speel, gaan jy geel word. Nee, met ander woorde, die mens is so geneig, en ons wil so graag hê 'n ander ou moet verander om by jou aan te pas. Dis vleeslik. Die oomblik wat jy vir iemand sê, hy moet verander, dan is dit in die vlees. Sodra jy situasies wil verander, selfs in jou eie lewe wil verander, is jy in die vlees. Die werklikheid is, Romeine 12 vers 2 sê, julle moet verander word in julle denke. Hoe word jy verander? Geloof kom deur die gehoor deur die woord van God. Daarom gaan jy en jy lees die skrif, en hy sê byvoorbeeld in Efesiërs 3 vers 16, laat Christus nou ryklik in julle woon deur julle geloof. Met ander woorde, na mate jy die skrif kyk, dan word jy verander, die werklikheid. En dit is ook wat 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, dan word julle verander van heerlikheid na heerlikheid. So, maar die oomblik wat jy weer met die vlees betrokke raak, en alhoewel jy so graag jouself wil verbeter, of so graag iemand anders te wil moet verbeter om by jou te pas, is jy in die vlees. Hy sê, maar dan gaan hy af, dan kom hy by vers 22, en sê, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou, weer eens, hy praat van die vrug van die gees. Okay, eerste, daar's twee goed. Dis nie vrugte nie. Dis nie soos in 'n vrugtemandjie waar daar 'n klomp vrugte is, en dan sien jy die mense eet die goed, maar as 'n sekere ding waarvan hulle nie hou nie, dan eet hulle hom nie, dan eet hulle so om hom. Dis nie werklikheid, hy sê die vrug van die gees, dis een. Hoekom is dit die vrug van die gees? Want hy sê die gees dra die vrugte. Kyk mooi, die vrug van die gees, dan is dit nie jy wat die vrugte dra nie. Ons het dit nou in 'n vorige lering gehad, in Romeine 1 praat hy daarvan, Filippense 1 praat hy daarvan, Kolossense 1 praat hy daarvan,
dat die vrug wat Paulus sê, wat ek kom om 'n vrug onder julle te kry, en dan praat hy nie van finansies nie. Hy praat van 'n geestelike vrug. En dit is die werklikheid van die gees wat die vrug dra. So jy kan nie kies en sê, hoor jy, ek kom met hierdie reg, maar hierdie een sal ek nie. Mense, is baie gevaarlik om te sê, hierdie een vrug wil ek nie, 'n vriendelikheid of vrede of lankmoedigheid. Ja, nee, dis nie iets dis nie vir my nie. Nee, mense, jy kan dit nie sê nie, want dis nie jy wat dit dra nie, dis die gees wat dit dra. Romeine 8 praat nou daarvan, dan sê hy, ons weet nou, Romeine 7, ek het net so vinnig gesê daarvan, hy sê, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus ons Here. Nou kom hy in Romeine 8, dan praat hy hiervan, hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Jy sien, hy sê, daar is nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus nie, vir hulle wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Wat is die gees wandel? Jesus kom nou praat hy oor hierdie woord wat ons lees, die Bybel. Sê Jesus self, Johannes 6 vers 63, die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Die woorde is gees en is lewe. Hy sê die vlees tel vir niks. So met ander woorde, mense, Jesus praat geestelik. Hy spreek die deel aan van die mens, gees, siel, liggaam, die deel wat in Genesis dormant geword het, toe God gesê het, as jy van die boom eet, sal jy sekerlik sterf, en die gees word dormant in die mens. Johannes 4 vers 24 sê hy, as julle God wil aanbid, moet julle hom in gees en in waarheid aanbid. 1 Korintiërs 2 vers 12 wat ek aangehaal het, hy sê, daarom het God nie vir ons 'n gees van die wêreld gegee nie, maar sy gees gegee, die gees wat uit God is, sodat julle kan weet wat God julle uit genade geskenk het. Daarom het God sy gees vir ons gegee, en ons haal dit so maklik aan. Net die volgende hoofstuk, 1 Korintiërs 3 vers 16, weet jy nie dat jou liggaam 'n tempel van God is, en dat sy gees in jou woon nie? Mense, hoe kan ons dan nou gaan en weer in die vlees probeer gaan, om die gees te probeer opwek? Dit werk nie so nie, dit is absoluut teen die werklikheid van God. Nou kom hy en dan sê hy, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Jesus Christus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Nou weer eens belangrik, ek wil net kortliks hieroor, ek wil nie nou daar praat nie, hy praat van die wet. Nou God het sekere wette in die natuur daar gestel, byvoorbeeld gravitasie. As jy op 'n 10de verdieping staan en jy spring daar af, gaan jy onder toe. Nee, en jy gaan heel waarskynlik jou doodval onder, al is jy die grootste gelowige of wat ook al. In ander woorde, daar's 'n sekere wet wat sê, as jy oor daardie rand gaan, dan gaan die aantrekkingskrag van die aarde jou aantrek. Dis 'n wet, hy geld, hy het 'n effek op jou, of jy het nou wil weet of nie. As jy nou in 'n ruimteskip gaan, dan sien jy die ouens dryf daar in die ruimteskip rond, want daar is nie gravitasie nie, so die wet geld nie daar nie. Maar op dit wat ons nou het, wat Jesus Christus kom doen het, toe hy vir elke mens gesterf het, die nakruisboodskap is 'n wet. Hy sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So jy's nou nie meer onder hierdie wet nie, soos die ou wat in die ruimte is. Gravitasie het geen effek op hom nie. Goed, nou sê hy, want God het, nie kan, sal of mag as jy nou 'n gelowige word nie, ongeag wat ook al 'n afgehandelde werk, want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, het hy deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Hoekom sê die reg van die wet vervul word? God het gesê, as jy van die boom eet, gaan jy sekerlik sterwe. Romeine net voor dit 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood. Daarom was dit 'n wettige transaksie. Jesus Christus het gekom en hy het kom doen en hy daai wet vervul. Jy moes gesterf het.
God sit jou in Christus en jy sterf. Galasiërs 2 vers 20. Ek was saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Dit is wat die wet van jou verwag het en dit is wat die wet gekry het en dit is hoekom die wet vervul is, want dit is uit sy sin gekry in Jesus Christus. Hy sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Jy sien, hy sê wat die vlees bedink is die dood. Hoekom sal ek nou, as ek weet, dat dit is 'n onwerklikheid. Ek is nou besig om met die dood te speel. Met ander woorde, nou praat hy van geestelik dood, ewige dood. Nee, nou sê hy, hoekom sal ek dit nou doen? Hoekom sal ek nou in die vlees lewe en probeer? Hy wat in die gees wandel sal nie die werke van die vlees volbring nie. Dan noem hy die werke van die vlees. Daai gaggas goed, nee. Hy sê, maar as jy in die gees bly, hy sê, want daai goed is die dood, maar hy wat die gees bedink, is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Mense, baie belangrik, die vlees is die doenmens. God het ons geskape in Genesis as 'n is-mens. Jy is beeldnis en gelykenis. Jy is gees, siel, liggaam. Die vyand kom, hy sê, as jy iets doen, kan jy word soos God. Met ander woorde, hulle luister na hom, hulle word 'n doenmens, en dit is wat die vlees is. Die vlees is die doenmens, waar hulle torings nader, die hele Ou Testament, bou torings om by God te kom, doen allerhande goede, offers en alles, om by God uit te kom. So die vlees is die natuurlike manier hoe die mens by God probeer uitkom, maar die werklikheid is 2000 jaar terug het God by ons uitgekom in Christus Jesus. Jy sien, dis die gees. Vlees is jy wil by God uitkom, maar God het by ons uitgekom. Nou sê hy, want wat die vlees bedink is vyandskap teen God. Nou, verstaan ons toe Jesus in die tempel ingestap het, en nou kan ons baie mooi die goedjies inkleer, maar daar staan die mense hulle verkoop, want wat is hulle besig om te verkoop? Offerdiere, nee, en ander is geldwisselaars en al die goed, die ou wat nie 'n duif het nie, kon 'n duif koop of wat ook al, en Jesus kom, en nou sê ons, joh, maar Jesus het 'n sweepie gevleg. Hoekom het hy 'n sweep gevleg? Want hier kom hy is die antwoord, hy is die redding van die mens, en hy kom en hy staan in die tempel, en hier is hulle met die counterfeits besig. Hulle is nou hier besig in die vlees om dinge op te werk, maar die ware offer staan in die deur. Verstaan jy hoekom het Jesus dit gedoen? Dit is absoluut daaroor, want hy is die antwoord wat gekom het vir die mens, en die mens bly met counterfeits besig, en om die goed te probeer opwerk, en dit is wat hy sê. Nou sê hy, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. So as jy nou in die doen mens is, as jy deur werke probeer om 'n goeie mens te word, aanvaarbaar te word, om die goed van dit wat Christus gedoen het, te verbeter. Hy sê, dan is jy in die vlees. Hy sê, en jy kan God nie behaag nie. Die ander skrifgie daar in Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof onmoontlik om God te behaag. So hoe behaag ons God? Deur geloof. Wat is geloof? Geloof is 'n oortuiging van dit wat God in Christus gedoen het. Sonder geloof onmoontlik om God te behaag. Hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is vir die wat hom soek. In Romeine 8 vers 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Kan God nie behaag nie. Sluit af met die 13de vers. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Dit is die werklikheid. Moenie in die vlees lewe nie. Hy sê, wandel in die gees en dan sal julle nooit die werke van die vlees volbring nie. Dis die goeie nuus van Jesus Christus.